Andrei, dis baie lekker om by jou aan huis te kuier. Baie dankie dat jy jou huis vir ons oopgemaak het. Dit is vir ons regtig lekker om hier te wees. Dit voel vir my, mense kan hierso so onmiddellike gevoel kry van wie en wat jy is as mens. So baie dankie dat jy vir ons jou deure oopgemaak het. Met die grootste liefde en is vir my heerlik dat jy dit die moeite gedoen het. So ja. Enige tyd. Andrei, jy is 'n man wat verskriklik besig is. Jy is omtrent die hele tyd op die pad. Jy reis verskriklik baie, maar dan het jy ook hierdie plek om na toe terug te kom. Praat 'n bietjie met my oor wie is Andrei by die huis? Wat doen jy wanneer jy ontspan? Jessie, ek het 'n wonderlike vriendekring. Klein maar geliefd. So ontspanning is baie lekker. Ons kook saam, ons kuier saam, ons eet saam. Ek is nogal lief om op 'n afaand voor die TV te gaan sit en net met 'n bak popcorn. En dan ook wat vir my baie lekker is, ek fliek graag. Ek gaan regtig nog. Ek is een van die ouens wat wil gaan sit en kyk. En die ander ding wat my geweldig besig hou, ek is op die Naledi teaterpaneel. En ek gaan kyk elke liewe produksie wat musiek, blyspel of enige musiek onderliggend het. So ek is gereeld in die teater. So dit hou my nogal besig. En bedags as ek kan nie skryf en ek is besig met admin. Dis vir my baie interessant dat jy nou sê jy is so besig met die teaterproduksies. Vertel my so 'n bietjie, wat is dit van daai produksies wat jou daar hou? Ek meen, om 60 of wat ook al produksies te gaan kyk in 'n jaar is regtig nogal, jy weet, tydrowend, en dan werk jy dit nog in tussen die ander goed wat jy ook doen. So waarom is dit vir jou belangrik om daai teater element in jou lewe te hou? Jy is amper nogal reg met 60, weet jy, ek dink daar was iets soos 30 musiekproduksies laas jaar, en dan gaan kyk ek klomp ander van die teater tussenin. En dis om jou vraag te beantwoord is dat, dit is vir my sielsverrykend, om te gaan sit en te kyk wat kollegas en mense doen op 'n verhoog, want dit is 'n onmiddellike medium. Jy weet, Timothy Chalamet het nou hierdie hele ding ontketen oor opera en ballet wat 'n sterwende kunstvorm is. Dit sal net sterf as mense ophou gaan kyk. Maar ek moet vir jou sê, in Gauteng het ons 'n ongelooflike lewendige teaterbedryf. Ons is so geneig om vas te kyk aan toneelstukke wat te doen het met ons kulturele verwysingsraamwerk. En dit is soveel breër wat daar buitekant aangaan. So ek leer so baie. Kyk, daar is baie goed wat absoluut ongelooflik swak is. En wat jy daar sit en jy dink, ag, laat ek net hier wegraap word, want dit is so swak. En dit hoort nie op die verhoog nie. Maar daar is wonderlike goed wat jy sien. En klein skatte in produksies en dit wat net resoneer en jy dink 'n paar dae nog daaroor. So die Naledis is nou een van die dae en ons het nou op embargo gesien wie die wenners is. Maar miskien kan jy dalk net so 'n bietjie vir my sê, jy weet, uit jou verwysingsraamwerk uit, watter stukke sou jy sê is iets wat regtig vir jou geraak het die laaste ruk? Wel, ek dink uit musiekblyspele is daar twee wat vir my regtig uitgestaan het. Daar was The Fatherland, wat die Staatsteater aangebied het, wat 'n ongelooflike produksie was met produksiekwaliteit, en dit is vir so lekker om te sien hoe daai enorme teater, jy weet, hulle tot die heel agterkantste muur van die teater gebruik, dat hulle daai pragtige verhoog gebruik en produksiekwaliteit daar aangesit het. Dit was vir my 'n voortreffelike produksie. En die ander ene wat vir my regtig ook uitgestaan het, is My Fair Lady. Ek dink 'n kreatiewe span en 'n klomp akteurs wat daar bymekaar gekom het en net getoer het met die ondervinding om in daai teater te sit. So van die musiekgedrewe produksies is dit twee wat by my uitgestaan het.
Ons het nou hier aangekom en ons het jou klein Buxie ontmoet. Ja. En jy het nou 'n produksie wat jy nou gaan doen wat gebaseer is op Buxie of wat gaan oor Buxie. Miskien kan jy net so 'n bietjie vir ons meer daaroor vertel. So dis nog 'n baie interessante storie. So Bux kom van 'n klein dorpie met die naam van Polru. En Bux is 'n klein rondloperbrakkie en dan sal hy nou oral gaan kuier by mense. En almal is mal oor Bux en wel hy gee nie eens om nie. Hy maak hom net tuis en so 'n klein hondjie word dan 'n toegangspoort tot almal in so 'n gemeenskap. En mense dink nie 2 keer voor hulle praat voor 'n hondjie nie. En die storie se naam is die Kronieke van Bux. En dit is hoe Bux rondgaan in hierdie dorpie. En hy ontdek alle geheime. Hy trap tussen heininge en vrese en onmin en hy tel alles op. Want meeste dorpies vind ek deesdae lê so op 'n rand van orde en chaos. Jy weet dis en mense is bang. Mense in die klein dorpies is bang, hulle is bang vir die verval, hulle is bang vir wat inkom. En wat doen jy as jy in hierdie dorp woon? Werk jy saam met die verandering? Werk jy teen die verandering of gee jy pad? En Bux ontdek dit. Hy kry die goed so, ja, ek geniet die toneelspel verskriklik. Ek speel 5 karakters in die eerste persoon. En dis nogal 'n enorme uitdaging. So wat kan mense nou verwag behalwe die toneelspel? Is daar ook 'n bietjie musiek betrokke? Wat gebeur in hierdie produksie? Okay, so daar's baie musiek. Die ding is my voorliefde. Ek het nodig om te sing. Dis waar my genesing gebeur. So ek het 'n fantastiese pianis, ou met die naam van Brian Schimmel, wat letterlik nou al wêreldwyd met musiek bly speel doenig was. En ons het 'n vreeslike groot verskeidenheid van musiek van ons het 4 Billy Joel liedjies, 2 bekendes, 2 onbekende, want hy is so liriek gedrewe. Ons het Charles Aznavour, ons het Tears for Fears, ons het van my liedjies. En al die liedjies is gekies om te pas by die narratief. So dit help met die vertelling van die storie. Hy staan nie net stil by 'n liedjie nie. En die liedjies is regtig uitdagend. Ek moet vir jou sê, en ek geniet hulle ontsettend. So dis 'n goeie balans, hoop ek, tussen storievertelling en musiek wat en dit op die oomblik voel ons dit ek het 'n lieflike regisseur, Leon Pretorius, en op die oomblik verweef dit soemloos. So ek hoop dit gaan so lyk op die verhoog. So hierdie stuk gaan nou debuteer by die KAK&K, as ek reg? Inderdaad. So die eerste keer wat hy op die planke gaan wees is 2, 3 en 4 April. En dis jou groot toets en ek dink dis die wonder van teater, jy weet. Jy sit en jy repeteer en jy gaan deur dit en jy dink, okay, ons is okay. En dan stap jy voor jou eerste gehoor en hulle sit net daar. En dan weet jy, en waar daai vrees ontdek het, is juis met die beoordeling van Fanny Naledi's. Want jy gaan kyk na 'n stuk en jy weet daai ouens dink in hulle siele, hierdie is 'n wonderlike stuk, maar jy kyk daarna en jy sien, hulle sit die pot heeltemal mis. So dit is, al is jy ook hoe gesout, is dit iets waarvoor jy altyd dodelik bang is. Kom ons praat 'n bietjie oor die KAK&K, want die KAK&K word nou hierdie jaar 30 jaar oud. Dit is uiteraard 'n fees wat jy ook elke jaar bywoon. Praat 'n bietjie met my oor hoekom dit vir jou as sanger en as kunstenaar belangrik is dat die feeste nog steeds, jy weet, aanhou en ontwikkel en groei en dat 'n mens 'n mylpaal soos 30 jaar vir 'n fees, jy weet, met fanfare vier. Ek bly jy vra dit, want ek dink die feeste is 'n wonderlike ding,
spesifiek vir Afrikaans. As 'n mens kyk na, jy weet, ek dink, ek weet KAKA is nou 30 jaar, maar ek weet byvoorbeeld die Woordfees het verlede jaar iets soos 400 produksies gehad. Dis, weet jy hoe baie is dit? Okay, dit sluit nou besprekings en sulke goed ook in. Maar die KAKA, die feit dat jy in 'n dorp sit, en nie in 'n stad nie. En daar is die uitdagings en die onkoste deesdae om by 'n dorp te kan uitkom, om heeltemal te kan volbespreek. En alles dit net oor kuns. Is daarom maar 'n wonderlike ding. En dit wys jou twee dinge. Die eerste is dat daar 'n totale bereidwilligheid is by die publiek om nog steeds daai meelewing in daai omgewing te kan doen. En verder dink ek 'n pleintjie vir al die kunstenaars daar buite, want hulle skep elke jaar iets nuuts. En weet jy, dit is nogal as 'n kunstenaar 'n hense ding om te doen. Jy kry 8 maande voor die tyd, wil die feeste weet wat jy gaan inskryf. So die oomblik as ek klaar is met Buks, moet ek begin dink aan volgende jaar. En wat 'n fantastiese ding is dit net nie, want dit hou Afrikaanse toneel, musiekteater, hou dit doodeenvoudig net aan die gang. En ek dink wat die KAKA so spesiaal maak is, almal is die dorp. Dis is 'n groot karavaanpark met teater. En ek dink dit is fantasties. Dis altyd, ek dink uit die 30 jaar was ek seker 20 jaar, was ek elke keer by die Klein Karoo. So jy gaan nou van KAK&K ook na die Suidoosterfees toe met 'n ander produksie waaroor ons nou sal gesels. Ja. Maar die Suidoosterfees is nou weer baie anders as die KAK&K. So miskien kan jy net so 'n bietjie praat oor die besluit om 'n ander tipe produksie by die Suidoosterfees aan te bied as om Buks te doen by die Suidoosterfees. Okay, 'n nice vraag. So Suidoosterfees, Buks kon 10 gelewe het by die Suidoosterfees, maar weer eens vernuwing en wil iets anders doen en dan sal ek nou vertel wat dit is. Die Suidoosterfees is vir my ook 'n verskriklike lekker fees, want hy is so gesentreerd in die teaterkompleks van Artscape. Natuurlike teaterkompleks waarvoor ek absoluut mal is. Dit vat my terug na my eerste repetisies met Phantom, meestersklasse met Cameron McIntosh. Ek is mal oor daai teaterkompleks. Dis seker een van my gunsteling teaters in die land. En alles gebeur daar. En daar is so 'n ongelooflike vibe by die Suidoosterfees. Almal kuier, loop mekaar raak en 'n beeldskone viering van Afrikaans wat ook daar plaasvind. So ook 'n fees waarvoor ek regtig baie lief is. So jy gaan met net 'n bietjie liefde soontoe? Ja. Praat 'n bietjie met my oor wat gaan daar gebeur? Okay, so net 'n bietjie liefde. So by die Suidooster het hulle sulke klein kortfeespakkette. En dan het jy 'n halfuur feesproduksie wat jy moet doen. En toe het hulle my gevra nou om met iets voor in dag te kom en ek sê, wat kan 'n mens nou doen? En toe dink ek aan Henny Oukamp. Ek het die voorreg gehad om Henny Oukamp te ontmoet toe ek 'n baie jong student was op Stellenbosch. En hy het nogal vir my 'n paar aanwysings gegee en musiek blootstelling en sulke klas so goed. En mense praat altyd oor Henny. Hulle voer of sy werke op of hulle praat net oor sy toekennings en sy prestasies en sulke klas so goed. Maar so min mense besef wat Henny as 'n vriend was vir mense. En dis waaroor hierdie stuk gaan. Dit gaan doodeenvoudig in die skryf verweef ek die stories van Connie de Villiers, Amanda Strydom, Joanna Hemridge en Elsie Sietsman. En net klein kort storie vertellings van hulle, wat hulle ondervind het met Henny, wat ek ondervind het, en dan sit ek musiek dan tussenin deur. En ek het dadelik vir J.J. Peterson op klavier. So, dit gaan oor Henny Oukamp, maar dit gaan oor die vriend en die ongelooflike mentor wat hy was. Dit lyk vir my Henny was 'n vriend wat doodeenvoudig net altyd potensiaal gesien het en jou wou aanhelp in die vriendskap. Jy weet, hy het so van Afrikaans.
hy sou nooit vir jou tereggewys het en vir jou gesê het, nee, maar jy moet eerder dit so doen of jy praat nou nie mooi Afrikaans nie. Jy sal byvoorbeeld iets sê soos, dit was 'n amazing vertoning. Dan sal hy vir jou sê, ek is seker dit was 'n voortreffelike vertoning. En dan dink jy, well, maar dis hoe hy nie was, net ja, so 'n goeie vriend. Waarom is dit vir jou belangrik om nog steeds in Afrikaans skepend te wees? Al het jy ook die Andrew Lloyd Webber produksie wat jy doen, wat ek weet hoofsaaklik die Engelse musiek is, maar as jy self skep, is dit in Afrikaans. Hoekom is dit vir jou belangrik? Phew, want is so mooi. Ek vind dat en ek is gek om soveel hierdie goed in Afrikaans, jy weet, daar is soveel teaters waar ek Engelse teater kan doen, en ek sal dit in 'n groter platform hê. Maar met die Afrikaans, dit lê in my siel. Die woorde kom van 'n ander plek af. Ek vind om skrywend te wees in Afrikaans is vir my makliker as in Engels. Alhoewel en as ek diep grawe is, my Engels woordeskat seker groter as my Afrikaanse ene, maar dit is net my voertaal. En ek dink dis hoekom dit vir my lekkerder is om in Afrikaans te skep. Jy het nou voorheen 'n bietjie gepraat oor, jy weet, Henny Oukamp en wat se tipe mens hy was, en as 'n mens 'n bietjie tyd saam met jou spandeer het, kan 'n mens agterkom, jy's regtig iemand wat moeite doen met jou vriendskappe. As mens ook kyk op jou sosiale media, dit lyk asof jy gereeld, jy weet, onthaal en kuier, jy weet, jy koester regtig jou vriendskappe, maar ook met mense in die bedryf. Hoekom is dit vir jou belangrik om daai mense naby aan jou te hou? Vriende is jou, hoe kan ek nou mooi stel? Vriende is jou skanse, hulle is jou stutpilare. En jy is hulle stutpilare. En dis is 'n klein rotsies wat 'n mens vorm, en saam bou mense gebou. En dis wat 'n goeie vriendskap doen. Dis daai aanvullend en opbouende ding wat 'n mens met vriendskappe het, en daai ding van diep vriende. Jy weet, ek het die woord diep vriende eendag by 'n gesprek met Dion Meyer gehoor, en is vir my so 'n mooi woord. En is daai diep vriende, daai vriende wat vir jou tereg kan wys. En daai vriende wat vir jou sê, nee, genoeg is genoeg. Jy is nie verkeerd. Jy weet, dit is die belangrike vriende in jou lewe. En ek koester hulle geweldig. Ek het geen familie nie. So vir my is my vriendskappe so dik soos bloed. Hulle is jou familie. Hulle is my familie, inderdaad. Jy weet, jy skep nou hierdie oorspronklike produksies. Doen jy ooit nog konserte waar mense jou ou treffers kan hoor? Sing jy ooit nog Ek wil jou nooit weer sien nie? Of sing jy nog Ek is lief vir alles hier? Hoor mense dit nog? Ja. So ek het 'n vertoning met die naam van Gooi die Goues. En dit is waar dit regtig bietjie ou styl Andrei is, waar ons net, ek sing 'n klomp liedjies, ek doen natuurlik 'n klomp van die musiek, blyf wel goed, dit is deel van my DNA, maar dan doen ek my eie liedjies ook, en ek het so 'n kleintjie dood daaraan, dat die kunstenaars wat sê dat hulle nie meer die liedjie wil sing nie, of nie meer daai liedjie nie, want hulle het dit nou ontgroei. Twak man, daai liedjie het vir jou gemaak wie jy is. En die gehoor het 'n reg om daai liedjie te hoor, en of jy nou wil of nie, jy moet iets binne jouself voel om daai liedjie te kom sing. Ek is lucky, die treffers wat 'n lied soos Lief vir alles hier, elke keer wat ek hom sing, het hy nog steeds vir my betekenis. So ek voel dit nog steeds, en is voorreg, jy weet, om nog steeds 'n liedjie te hê wat kan spreek. En ek doen hom anders. Ek doen hom amper meer vertellend, want hoe gelukkig is dit net nie dat dit vir my al hoe meer sin maak hoe ouer ek word. So ja, ongetwyfeld, ek doen nog konserte sonder 'n verskriklike bindingsteks, maar met al die trefferliedjies, en dit is vir my verskriklik lekker. Ek het nou die dag een by Atterbury gedoen en baie goed gewerk.
Ek wil jou nooit weer sien nie, so 'n musiekvideo is een van my gunstelinge nog van al die jare en ek wil graag vir jou vra oor die ervaring van daai musiekvideo. Kan jy dit nog onthou? En was julle net daarop uit om pret te hê? Want ek meen as mens nou na al die jare daarna kyk, voel ek nog steeds prettig as ek dit kyk. Okay, so ek wil jou nooit weer sien. Jy weet dit was regtig ek het jy weet in daai stadium van my lewe was jy weet Afrikaans was nie op die voorgrond taal gewees nie. Jy weet die Afrikaanse movies het Engelse musiek gebruik. En ek het net op 'n stadium toe ek begin opneem en ek gedink, kom ons doen net iets wat nie sê ek is lief vir jou en jy's 'n tortelduif nie. En toe besluit ek wil jou nooit weer sien. Jy weet en dit is wie gaan nou ooit dit in Afrika? So eersins het die liedjie dit gedoen. En toe kom ek by die musiekvideo en ek weet nie of dit was omdat ek net lus was om te krap waar dit nie juk nie en of ek net regtig vir my 'n lekker oorspronklike idee was wat nog nooit gedoen is nie om 3 mans in rokke in 'n musiekvideo te sit. En dit was, ek dink hoekom dit so opspraakwekkend was, wie sou nou ooit daarin dink om 3 dudes in 'n rok te sit? En dit was die grootste pret. Jy kan nou dink Toby Cronje, Casper de Vries en Peer Knudsen, daar was iewers daar 'n band gemaak, waar hulle al die flaters opgesit het. En dit het ongelukkig weggeraak. Maar tussen daai 3, ons skiet daar, ek dink ons het meer as 'n week in daai video geskiet. Daar was enorme begrotings in daai tyd. Maar ons skiet daar het soveel langer geword want hulle het soveel nonsens aangevang dat ons goed oor en oor moes skiet. So ja, dit was 'n ongeluk. En natuurlik die pragtige Michelle Bruce en sy het net saam gespeel. Dit is vir haar ook net so lekker. So ja, wat 'n ondervinding.